vernieuwing, verkoop, genees en dit op ons wag. Is dit reg so? En die afwagting, verwag ons? Ja, natuurlijk. So my baie lekker om na een paar weke, ek 5 weke hier saam met u te kom loof en aanbid. Daar is maar net een gemeente wat loof en aanbid soos gesien. Dit kan ons vir die wêreld uitsaai. Dankie dat u dit so spesiaal maak wanneer ons kom en ons lofsang. Ons eerste koortjie het u al so 2580 keer gesing. Maar hierdie koortjie sê, kom, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom, sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom, bring die lof en dank aan hom. Want hy is die een wat weer kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Uit jou hart. Laat jou lewe, alles in jou hele lewe, hom besing. Want ons het dit duisende kere daarvoor. Maar ek wil die klein deel, die eerste woord van elke lyntjie, en dis kom. As u nou 'n verklarende woordeboek in u hand het, wat dink u staan daar? Wat beteken kom? As u nou vir 'n Engelsman moet verduidelik, wat is die werkwoord kom? Wat sal u sê? Kom. Wat beteken kom? Ja. Kom, beweeg, dis die ding. As ek sê, Jurij, kom hier, kom na my. Kom. Sê, stop nie, jy sê, altyd sy moet sê, ek sê, kom Jurij, dan sê my ek sê, kom, dan ek gesien, sy het nie stil gesit nie. Nee, sy het nie stil gesit nie. Hy meen, kom na my. Stop maar. Kom beteken ek en die moet beweeg. En weet jy, wanneer sy kom, al beter dit tot by die bank, dan is die afstand tussen my en haar nader. So ek moet vir jy sê, kom. Sal jy kom? En weet jy wat ek vraag kom? Wanneer ek vraag dat jy sal kom. Dat jy sal kom, en sal kom deel neem. Maar weet jy, my kom is gebaseer op die woord van die Here. En dit is die Here wat self is sy kind vir u vanmorgen sê kom. En as hy kom, gaan hy so bly wees. Weet jy hoe straks sal ek geloof ek in jou reis en jou reik omgaan na my toe. En sy maak asof sy nie hoor nie. Of sy sê ek wil nie, ek sal nie. Wie is jy om my te sê ek moet kom? Weet jy hoe sleg is dit as mens iemand nooi en hy kom nie? Weet jy hoe sleg is dit as iemand nooi en hy ignoreer nie? Ek wil net vir jy sê, ek gooi hierdie woord, kom, ons in. En jy weet, kom, ons bring die woord van die Here. Ek gaan hier daarvoor, ek gaan nie wacht nie. Kom ons sluit die twee. As jy wil, as jy gemakkelijk is, steek sommer net die hand saam met my op. So Here, ons woord wat die Heilige Gees aan die gemeente sê vanmorgen. En Here, as jy sê kom, dan sê ons ja, Here, ek kom. En Here, ons kom, en as ons kom, stel jy ons nooit te leer nie. Wanneer ons na u kom, Here, dan het ons nooit nodig om weg te loop. En u was nie daar nie, of u was nie ernstig nie. Elke uitnodiging wat u maak is ernstig. En die begeer dat ons kom. Heer, ons wil net môre vir u sê, ons begeer om te kom. Ons begeer om die afstand tussen ons weg te neem, Heer, wat ons wil u ontmoet. Want wanneer ons u ontmoet, dan genees, dan vertroos, dan versterk, dan bevry. Here, nie soos wat ek wil vanmorgen, maar laat u wil geskied, en kom neem die plek in die lofsang van die kinders. Here, vat ons gedagtes vas en ons rig dit op
na U. Ons slaan ons oë op na die wêreld, en dis wat hulp vandaan kom. Turn your eyes upon Jesus, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, kom ons bid. Kom ons bid. Kom ons sing en liefde, liefde, kom ons sing en liefde, liefde, Jesus. Kom en die onweer dan daarom, want hy is die koning van weer kom. Kom sing en liefde, liefde, dank u Heer van ons Hy is die koning, hy is die
vanaand het in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Halleluja. Dankie, Here. As ek die vra wie ouderdom, wat het u geleer? In die geestelike pad wat u stap van die bekering tot vandag, wat het u geleer? Wat het u geleer? En wonder ek, hoeveel antwoorde sal ek kry? Maar ek wil vanmôre sê wat ek geleer het, gebaseer op die woorde van die volgende koortjie, wat sê, I have learned to trust in Jesus. I have learned to depend. Not on my friend, not on my brother, not on my father, not on my family, but I've learned to depend upon God's word. En jy het al geleer, sê al geleer, die pad om te kan sê, through it all, weer alles, die hartseer, die frustrasie, die verwerping, die moedeloosheid, alles weer, alles through it all. I learned to trust in Jesus. Ek wil vir sê as die omstandighede is, en jy gaan daar weer niks geleer nie, as dit 'n borsplaat is. As ons aan die ander kant van die krisis uitkom, en ons het geleer, is ons sterker, is ons toegerus, is ons geleer. Ons loof vir Here. Ons loof vir Here. Here, ons bly, ons verstaan nie. Ons verstaan nie 'n krisis nie. Ons verstaan nie moeilike omstandighede nie. Maar eintlik weet ons hoef nie te verstaan nie, want U is in beheer. As long as we learn to lead and learn to trust.
dankie sê vir die ontmoeting. Dankie sê Here vir die Gees wat so oor ons waai. Want sonder U kan ons nie, sonder U wat in hierdie diens is die diens verlore. Maar ek wil bid en vra Here dat U met elkeen sal wees, hierdie oomblik, elkeen sal hartsbegeerte sal aanraak. En Here dat U Gesina gemeente sal aanraak, Gesina vir Jesus. En ons gee aan U die lof en die eer, seën die woord wat uitgaan. En Here dat dit harte sal aanraak en ons sal verander tot eer en verheerliking van die naam. Ja, al die lof en al die eer kom U toe. Geen mens kan ontvang nie. O, halleluja. Heer, aan U kom toe. Die lof en die eer, die lof en die eer, Gesina gemeente. Heer, die Here, die lof en die eer. En ons dank U dan vir Jesus. Amen en amen. Net al is het zo die zelfs zo kostbare atmosfeer. Neem die dankbaar in de Heer in de Halleluja. Dank u, dank u die tegenwoordigheid verbonden. Dank u dat ons vertrouwen in u plaats. Dank u dat ons op uw woord kan staan. Dank u dat ons naar u kan komen. Dank u voor die uitnodiging van uw woord. Want sê ons die toekom. Here, in alles kan ons net ons vertroue op U plaas en ons weet, U gaan vir ons die antwoord gee. Halleluja. Halleluja. Here, wie dan ook nou, terwyl ons rondom U woord gaan vergader, ons hart oop. Here, deur U woord met ons kom spreek en ons ook aanraak deur U kosbare woord. Is ons gebed in die kosbare naam. Amen. Amen. Baie dankie aan ons musiekspansers vir die wonderlike lofsang en aanbidding. Ja. Na jaar was ek in die weer by die hoogspesialist wat verlede jaar die katarak en die lense gedoen het. En ek het alle lof van die Here om te gee. Hy sê vir my oë is so goed, wat hy nie eers nodig het om dit skoon te maak, soos wat hy dit nog nader om doen. Nou, hoor ek sê, ek is die Here baie, baie dankbaar. Halleluja. 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 Van my kant af ook iets om te hoor van welkom, welkom thuis. Kom ons gaan na die woord van die Here toe, as u wat volg in die Bybel, Johannes 3 vers 16 en 17. Ek gaan net daar twee gedeeltes met u saam lees en dan gaan ek ook so Deuteronomium 28 vers 12 en die 1 vers aanraak. Ek wil met u gesels oor die skatkamer rondom jou. Ons almal besef dit nie altyd nie, maar ons het 'n skatkamer rondom ons. Ons lees dit eers gou twee baie bekende gedeeltes. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verloor mag gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om ons te veroordeel, maar om ons te kom red. En dit is een van die grootste dankbaarhede wat ons vandag in die Here kan bring. En dis om vir hom dankie te sê dat hy gekom het om ons te kom red. En dan wil ek in Deuteronomium 28 vers 12 ook net vir u lees. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel
dink jy? En ons kry in die stories, wolprente en al hierdie dinge word mense verbeelding geprikkel rondom 'n skat en dit gaan altyd oor 'n soektog. Weet jy of jy kan bietjie terugdink aan kinderstories, wolprente wat jy sien oor 'n skat en dit is vandag nog so. Dit gaan altyd oor 'n soektog na 'n skat. En 'n mens kry hierdie skatte wat in die rolprente en die stories is, net iewers op 'n verlate eiland. Bring dit nou so die prentjie by die om. En dit is altyd net daar iewers op 'n verlate eiland waar het gewoonlik gevaarlik is, waar mense hierdie skatte gaan kry. En dan hulle 'n baie spesiale kaart van hierdie eiland wat hulle moet ontsyfer en ontrafel om op 'n baie spesifieke plek te kom en op 'n geheimsinnige manier moet hierdie kaart ontrafel word en uiteindelik kom hulle dan op die plek waar hulle die skat kry en die skat ontdek wat hulle so soek. Die Bybel kom vertel vir ons 'n ander storie vandag. Die Bybel kom vertel vir ons 'n storie wat nie 'n fabel of 'n feesverhaal is, wat mense prikkel en mense verbeelding prikkel oor hierdie dinge nie. Die Bybel vertel vir ons 'n storie in die eerste 2 teksverse wat ons gelees het, wat die grootste skat van God is. En die grootste skat wat ek en jy in hierdie lewe kan ontdek. En dit is om God te ken en 'n lewe saam met hom te hê en om in Christus te lewe. Die Bybel is ook nie 'n spesiale landkaart wat ons op 'n geheimsinnige manier moet kom ontrafel en uiteindelik daardie groot skat te kom ontdek. Die Bybel is die woord van God en dit spreek direkte waarhede omtrent God tot my en jou. Die Bybel is God se plan met die wêreld en die mens. Die Bybel is wat God vir ons wil doen. En daarom, omdat ons die Bybel as ons kaart en ons riglyn in hierdie lewe het, kan ek en u ons vertroue op hom plaas en kan ons sing through it all. Through it all. En dit is wat die Bybel vir ons kan kom leer. En ek wil volgende Sondag met u 'n baie besondere boodskap deel wat die Heilige Gees op my hart gelê het. 'n Boodskap wat sê, waarom werk God se planne altyd? Ek wil nie nooi om dit nie te mis nie. Nooi iemand saam volgende Sondag, maar ek wil met u deel hierdie gedagte. Hoekom werk God se planne altyd? Maar die Bybel is die direkte waarhede omtrent God wat na ons toe kom en wat ons uit die Bybel uit moet neem en wat ek en u in die besonder uit hierdie skrifte vanmôre moet neem in die waarheid van Johannes 3 vers 16 en dit leer ons omtrent Jesus. Dit leer ons omtrent sy koms na die aarde toe, waar hy vandaan kom en die volle rede vir sy koms na die aarde toe. En ek en u het vandag hierdie kosbare skat, dat sy koms na die aarde toe sluit ons in. Ons is deel daarvan. Ons is deel van daardie rede. En dit is wat Johannes 3 vers 16 ons kom leer. En dit wat ons uit daardie gedeelte uitneem, uit die waarheid van God se woord, maak ons ryker. Dit maak jou lewe ryker as jy dit weet en as jy dit kan toepas in jou lewe. Dis maak jou ryker as wat enige ander skatkis op hierdie aarde dit ooit kan doen. Want dit gee aan ons die groot geskenk of die grootste geskenk wat ons ooit iewers kan uitkrap of iewers kan ontdek. En dit word nie in randwaarde gemeet nie, maar dit word in genade en liefde alleen gemeet. En dis waar
groot is God se skatkamer, dan wil ek vir u sê, dis hoe groot die hemel, so groot is die hemel is. En as iemand wat vanoggend vir my kan sê, of vir ons kan sê, hoe groot is die hemel? Want dis hoe groot woord wat sê, Deuteronomium 28 vers 12 wat ons gelees het, die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou maak. So die skatkamer van God is die hemel, is so groot soos wat die hemel is, en hy maak dit vir ons oop, in Johannes 3 vers 16 en 17, en hy gee vir ons alles uit daardie skatkamer uit, en ek en u sal nooit die grootheid van daardie skat en daardie liefde kan verstaan nie, en tog wil dit vir ons die grootheid van God se genade probeer bewys. En as ons dan nou 'n volgende vraag moet vra, maar hoe groot is God se genade regtig? Dan wil ek 'n antwoord uit die Bybel uitneem. En daar verseker baie skrifte wat ons uit die Bybel kan neem om net so diep van God se genade en die grootheid van sy genade te probeer beantwoord. Maar een van die antwoorde wat ek wil neem, is dit wat ons in Romeine 5 vers 19 tot 21 vind. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, en hy verwys na Adam, en die sondeval wat daar in die tuin was, soos deur sy ongehoorsaamheid baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, en hier verwys hy na Jesus, baie tot regverdiges gelei word. Maar die wet daarby gekom, hy sê nou in die eerste plek, deur Adam en Eva se oortreding, het baie mense sondaars geword. Inteendeel, ons almal het sondaars geword, want die Bybel verklaar dit ook in Romeine 3 vers 23, hy sê ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God, maar omdat hy hierdie kosbare skat wat hy vir ons bring, en hy sê, maar moet nie daaroor bekommerd wees nie, want net soos deur die een Jesus om ons almal weer tot regverdigheid word ons genooi om na die Here toe te kom en regverdig te kom word. En dan is dit asof Paulus hierdie skat vir ons so dieper wil gaan uitgrawe. Hy sê juist deur die wet wat bygekom het die sonde eintlik weer geword. Want die wet het die sonde kom uitwys, en die wet het die mense kom wys dat hulle sondige mense is, en dat hulle sondig optree, dat hulle verkeerde dinge doen, dat hulle geskei is van God. En dan sê hy daar verder, maar moet nie daaroor bekommerd wees nie, want soos die sonde en die misdade meer geword het, die mens het al meer bewus geword het van sy sonde, so het die genade van God nog meer oorvloedig geword. Die skat word net al meer kosbaar, die skat raak net al meer besondes. Hy gaan verder, hy sê sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. En as die sonde dan gekom het om te kom vernietig, as die sonde dan gekom het om die verhouding tussen ons en God te kom verbreek, dan is daar 'n skat van God se genade wat ek en u nie vanmôre kan beskryf nie, wat ons nie kan verklaar nie, maar dan die Here ons kan dit ervaar in ons lewens, want ons het dit ontdek toe ons daarin besoek het, en ons het gehoor toe hy ons geroep het en gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ons het daar die skat in ons lewens vandag, en dit is tussen ons en rondom ons. Wanneer die Bybel die woord oorvloedig gebruik, wat beskryf hier en sê, die genade het nog meer oorvloedig geword. En wanneer die Bybel daardie uitdrukking gebruik, dan dui dit op iets wat in 'n groot mate
meer as genoeg teenwoordig is of opgegee word. Die genade van God is in 'n groot mate vandag teenwoordig hier in ons midde. Dis uitgegiet en gegee aan ons en dat's net eenvoudig meer as genoeg. En ek wil vanmôre vir u bemoedig, as hier dan iemand sit, iemand wat inluister en voel wat jy te ver geval, jy te ver gegaan, jy kan nie meer ingesluit word nie, wil ek vir jou sê, nee, die genade van God is meer as genoeg. Dis gegee om elkeen wat verloren gaan, te kom red en uithaal uit daardie toestand. En wanneer die Here dan vir ons iets gee, dan kom ons agter, dit kom nie uit 'n beperkte maat. God voorsien van die hemel, en sy skatkamers, en daar is nie beperktheid in die hemel nie, en hy gee uit dit, hy gee die skatkamer van die hemel, waar daar geen perke is nie. Paulus skryf aan Timotheus, jong man, wat hy vir die bediening oplei, en hy vertel weer in hoofstuk 1 van Timotheus, met vers 14 rond, net so 'n kort getuienis, so kort ietsie van Paulus se lewe self, vertel hy vir Timotheus. Hy sê vir Timotheus, hy sê ek was 'n rolman gewees. Ek my getuienis vir jou vertel, ek was 'n willeman gewees. Ek wou vir God en sy woord en sy planne niks weet nie. Hy gebruik sterk woorde. Hy sê vir Timotheus, ek was 'n lasteraar. Ek was 'n vervolger. Ek het die Here se mense vervolg omdat hulle hom aanbid en hulle in die tronk gegooi. Hy sê ek was 'n geweldenaar in so 'n kort beskrywing. En dan sê hy vir Timotheus, maar die genade van ons Here Jesus was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. En hy sê vir Timotheus, as jy hierdie skat ontdek, as jy hierdie skat in jou lewe het, die skat van genade, dan verander dit alles in jou lewe. Dan kan die swaar kry maar kom, dan kan die hartseer maar kom, dan kan die verdriet maar kom, want die genade is oorvloedig om ons staande te hou, deur dit alles en deur ons en deur alles te neem. Terug na Johannes 3 vers 16. As ons net vers 16 waaroor daar seker meer gepraat en gepreek word as enige ander gedeeltes in die Bybel van. En ons probeer dit net so bietjie opdeel en so bietjie ontleed, dan kry ons net so klein deeltjie, so 'n gedagte of 'n idee van hoe groot die impak is wat God se liefde op die mens het. Maar ons sal nooit die grootsheid daarvan ten volle verstaan en kan beskryf. Dat Apostel Johannes skryf en sê, want so lief het God die wêreld gehad. En hy verwys dan na die grootste liefde wat ooit aan hierdie wêreld gewys is. Daar was en is en sal nooit 'n groter liefde aan hierdie wêreld gewys word. Dan gaan hy verder, hy sê, hy het sy eniggebore seun gegee. Dis die grootste geskenk wat ooit aan hierdie wêreld gegee is. Ek het al 'n paar groot geskenke ontvang in my lewe. Ek het al 'n paar kosbare geskenke ontvang, wat ek koester en wat ek beskerm en wat ek hou, maar ek het nog nooit 'n groter geskenk ontvang as die seun van God, en deur die Heilige Gees sy inwoning in my lewe kom maak en my lewe totaal verander het, en dat my laat voel, ek behoort aan 'n familie, ek behoort aan hom, die verhouding is herstel. Dan gaan hy verder,
En hy sê sodat elkeen wat in hom glo, is die grootste geleentheid wat ooit in hierdie lewe aan enige mens gebied gaan word. Daar sal nie 'n groter geleentheid wees nie. Hierdie is die grootste geleentheid en die geleentheid is vandag nog steeds oop, sodat elkeen wat in hom glo en die geleentheid aangryp en dit gebruik, nie verlore mag gaan nie. En is sekerlik die grootste verlossing wat ooit bestem is en bewerkstellig is vir die tyd en die lewe waarin ek en u lewe, my broer en suster, 'n verlossing wat sê dat as ons die grootste liefde wat gewys is aanvaar en die grootste geskenk wat vir ons gegee word ooit aanneem en die grootste verlossing en die grootste geleentheid aanneem, dan is ons op 'n plek waar ons 'n verlossing ervaar wat ons nooit verlore sal gaan nie, maar vir altyd by die Here sal hou. En dis verseker ook die grootste besitting wat ons ooit ontvang het, die ewige lewe. Amen. Vader, ek al by mooi kan. En dit is ons 'n lekker besluit. Maar dit is die groot en weet, die grootste besitting wat ons in alles 3 vers 16 ontvang het nie. En hieruit kom 'n gedagte van liefde wat ons insluit. En ek wil by die laaste punt uitkom. Liefde sluit in en nie buite nie. Dit sluit ons hele menswees in. Daar's nie 'n deel van ons wat buite die liefde van God val nie. En dit is my so kosbaar en besonder hoe groot hierdie skat is. Hierdie skat is toe die dag toe God my en jou siel kom red, het ek nie meer die goeie deel gevat. Sê ek nou in hierdie deel werk nie. Ek wil hierdie deel, die paar goeie goedjies wat jy gedoen het, wil ek neem. En ek wil om dit bou. En ek wil 'n nuwe mens bou nie. Nie uit ons gevat vir wie en wat ons is. Die mens wat hy geskaap het. Die mens wat verniel is deur die sonde van die lewe. Die mens die duiwel weet gekry het en in sy kloue begin kry het en hy mekaar en gebreek. En God het gekyk na hierdie mens en het gesê vir hierdie mens in sy totaliteit is ek so lief dat ek my eniggebore seun gegee het, sodat as hierdie mense my seun glo, sal ek hom aanneem en ek sal hom 'n nuwe lewe gee, totaal nie, heeltemal vol van my skatte en alles wat daarin is. En Paulus kyk na hierdie skat en hy verklaar dit en hy sê maar hierdie Paulus wat 'n geweldenaar was, wat 'n vervolger was, wat mense in die tronk gegooi het, alles het niet geword. Die ou dinge het verbygegaan omdat die skat van God se groot liefde in sy hart ingekom het. Daarom kyk in die Ou Testament al na hierdie onwrikbare liefde van God. En ek dink Dawid moes so oomblik gehad het daar, waar hy so bietjie gedink het oor die swaar en die onreg van die lewe. Dit wat hy al beleef het tot op daardie stadium die oomblikke waar daar nie reg teenoor hom opgetree is nie. En dan neem hy 'n besluit. Hoe moet hy dit hanteer? En soms wanneer ons in hierdie lewe na die onregverdige dinge kyk, die dinge wat met ons gebeur, wat ons nie wil hê moet gebeur nie, die dinge waarvoor ek en jy nie vra nie, en waarvoor ons nie altyd gereed is nie, kom Dawid en hy kyk, en hy besef, maar ek moet hierdie goed hanteer. Die vraag is net, hoe gaan ek dit hanteer? En ek wonder, of hy net stil geraak het, en 'n besef, dat die liefde van God oortref alles. Dit oortref ook die swaar van die lewe. Dit oortref ook die ongeregtigheid van die lewe. Dit oortref ook die dinge wat ek en u nie wil hê nie. En dan maak hy 'n verklaring.
Hy sê, Here, U liefde deurgrond my. Deurgrond beteken om iets ten volle te verstaan. Ek weet ek was daar van daar is. Ek verstaan nog nie alles. Maar ek ervaar God se liefde deurgrond. Die aanvallen van die lewe kan kom. Dit kry my nie plat nie. Dit kry my nie onder nie. U liefde deurgrond my. Dit beteken om iets ten volle te verstaan of te deursoek, om tot die diepste wese van iets deur te dring. En ek dink dis hier waar Dawid sy standvastigheid gekry het. En ek besef het, my Here, U liefde dring deur tot in my diepste wese. My alles wat ek is, en my alles wat ek het, en my alles wat ek verkeerd gedoen het, en my alles wat ek al bereik het, U liefde dring deur tot in my diepste wese. U liefde verstaan my. Ek verstaan myself nie altyd nie, maar U liefde verstaan my. U liefde sluit my in van alle kante af. Rondom my is U skatkamers wat U oor my uitgiet, en ek kan beweeg waar ek wil en gaan waar ek wil. U liefde is daar en dit sluit my in van alle kante. U liefde neem my geheel en al in besit. U het die keuses op besluite tussen dele van my en optredes van my en dinge wat ek doen en dinge wat ek dink nie. Nee, U liefde neem my geheel en al in besit. Niks omtrent my is vir U verborgen nie. U weet alles. U weet van die aanslag wat môre kom. U weet van die blydskap wat ook môre weer die aanslag kom vernietig. U weet net eenvoudig alles. U weet van alles wat ek nodig het. En dan vra jy die vraag van onsself, waarin is dit? En dan sê ek nie aan my, as ek my leven ek wil U aanmoedig. In hierdie week, daar aanslag kom, en die wonder, en die weet nie wat ek kan doen. Vra net vir myself, waarin sal ek gaan? Ek moet iemand doen. Waarin sal ek gaan? En dan lees ek Psalm 139, en dit laat ook waarin sal ek gaan? Daar praat van hoogte van tegenmacht, en praat van alles wat elkeen van ons elke dag moet trotseer. Die goeie en die gelukkige oomblikke. Die oomblikke wat ons seëninge doen, en die oomblikke wat vir ons laste is, en waar ons swaar kry. Hy praat ook van die slegte, die seer en die onaangename oomblikke, waarvan ons altyd bly op ons skuld gee. Sy man is sy skuld, ons moet is maar ons eie skuld, want ons verkeerde besluite en verkeerde keuses maak, en dan wil ons die duivel die skuld gee. Maar Dawid praat van dit alles, en ek sê, Here, U liefde sny dit alles terug, wanneer U na my kyk, en hy sien dat daar nie 'n onderskeid in die liefde van God nie, en hy kyk, en as ons, ek dink Dawid het so voorskou van Johannes 3 vers 16 gehad, alhoewel dit nog nie daar in tyd geskryf was nie, maar hy besef dat God se liefde word nooit aangebied sonder 'n geskenk. Ons het gekyk by Johannes 3 vers 16, die grootste geleentheid vir ons is om hom aan te neem, maar daar's 'n geskenk saam met daardie groot geleentheid wat ek en U ontvang. En geskenke word nie ontvang sonder dat daar 'n geleentheid of 'n kans of 'n uitkoms of 'n oplossing of herstel is nie. En dis die skatte wat ons van die Here ontvang. Wanneer ons hom aanneem, dan is daar al hierdie skatte van uitkoms, verlossing,
herstel, oplossing, vrede, geregtigheid. Ag, ons kan vir 'n uur hier staan en skatte van die Bybel opdoen en dit vir mekaar noem. Maar Dawid sien 'n volmaaktheid, 'n ineenverweefde liefde van God. Jy kan nie dele onderskei van dit nie en hy besluit. Dis hoe God lief. En ek wil vir die vanmorgen sê, dis hoe die Here lief. Dis hoe hy elkeen van ons lief het en ons gaan aan daardie liefde leer hê. Die ander goed skyn ons op sy, want dit is of alles of niks. Kom ons sluit af. En toe afsluit met Mattheus 6 vers 20, ook 'n baie bekende gedeelte. Maak weer julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen wolk of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. En hy praat van geestelike skatte. Hierdie geestelike skatte wat ons hier op die aarde al ontvang, dit kan nie gesteel word nie. Ons het daar uitdrukking wat sê, ons kan ook saam wat graf nie. As so mooi uitdrukking wat sê, bloedsteek in die sak nie. Ja, jy kan nie skatte wat jy hier by mekaar gemaak, saam wat graf nie. Ek wil vir jy sê, geestelike skatte, die enigste skatte wat ek in jy saam kan. Amen. Want dit gaan saam met ons. Amen. Terug na die skatkamers van God. Geestelike skatte kan ons dien, voor waar ons gaan. En geestelike skatte beteken die wysheid en kennis van God. Die Bybel noem dit 'n skat wat nie vergaan nie, in Spreuke 2 vers 4 tot 5. 'n ander geestelike skat is geloof en vertroue. Dis 'n sterk verhouding met God wat jou deur moeilike tye dra. 'n ander skat is liefde en deernis, om ander met 'n opregte hart te kan dien en lief te hê. Daar's 'n skat van vrede en vreugde, so 'n innerlike rus wat weer in ons binneste kom, in 'n naby verhouding met die Here. As 'n skat van hoop op die ewige lewe, en dit is seker die grootste skat wat ons in die hemel het ontvang. En so kan ons aangaan. Wat kom ons stop nu vanmôre? Ek wil nie aanmoedig by dit. Rondom ons is daar skatte. En as jy wonder hoeveel skatte rondom jou is, dis nie ver nie. Ons het nie nodig om 'n geheime kaart iewers te gaan soek wat ons eers moet ontsyfer en in 'n gevaarlike plek in te gaan nie. As jy net dit wat in die woord van die Here staan op jou lewe toepas, dan is daar soveel skatte rondom jou vir elke dag in hierdie lewe om jou deur te dra vir alles wat jy nodig het elke dag in hierdie lewe. Dis 'n kwessie van ons moet ontdek. En hierdie kaart gelees, en dis 'n maklike kaart om te lees. Ons moet hom gereeld lees, en ons moet die skatte daar net eenvoudig aanneem, en ons vertroue in die Here plaas, vir ons sê dankie Here, vir die kosbare skatte rondom my bedag is, en my beskerming en my bewaar. Wil die saam met my Here dankie sê. Sommer net daar is, sê wat aan ons, en sê dankie Here, dankie vir die woord, dankie dat die woord vir ons soveel waarde inhou, soveel skatte wat ons elke dag kan neem om deur hierdie lewe te gaan. En dat dit vir ons ook die grootste skat noem wat daar vir ons ooit gegee is. En ons wil in die woorde van die lied vanmôre kom sê, thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. Holy Spirit, won't you tell us more about that lovely name? Here wil jy hierdie tyd vir ons net meer en meer van u kosbare naam leer deur die Heilige Gees. Amen. Ek gaan musiek van die gemeente maak.
feesblad, en gedenkblad is geweer, in die portaal, as die naam opgegee, die lijst kry daar by maar nie seker die naam word afgemerk, as die naam nie op die lijst is nie, vat gerus vir die een, ons aan die skuldvorderaars en stuur om die geld te kon invorder, dus nie dat ons aan die terug, al ons van die kerk maak nie, duidelijk en goed dat die eerste dat die naam, maar daar is genoeg beskikbaar, en die naam is nog nie bestel het nie, jy kan gaan kry daar, en jy kan het helemaal vir die betaling daarvan, en jy kan ook net vir die, of as jy eerste hier, maar ons het een paar funksies in die maand wat voorleeg, ons dames en daar afleiding, kyk gerig na die leesbriefie, dit is alles daarin, en ek wil het duidelijk maak, dus vir al die dames, nie net vir die dames aan, vir al die dames, kyk gerust na die datum en die tye, en ons spreek die plek, mekaar bestede, asseblief, dan het ons 30ste Kersangdiens, ten bate van ons 100-jarige feest, een lekker dienst waar ons in die feest van Kersfeest kan saamkom, en Kersliedere sing, en die naam van die Here van groot maak, en onheerlik, en moet ook vir dit, met RSVP se lief, vir ander nie, met om talle recht te kry vir die persons, wat ons daarin gaan aanbied, en aan die volgende naweek van die week, dan sit ons jaar afsluiting, die 7de Desember, dis vir die hele gemeente, ons gaan het weer doen in die vorm van een ring en draai, en keier die buiten, heel moeilijk, en ons bezig met die beplanning, maar heel moeilijk ook, en dienst wat sommer weer die buiten in die tuin, en ons gaan ons prachtige tuin geniet, en die volgende zondag, en jy al die inlichting te geef, vormelijk, waar die registreer, dat ons ook weer die metallen krijg, vleesie en toebrand, is vir die eie sak, maar jy sal by ons gereed wees om samen te geniet en ons kyk uit om die allemaal ook laat sien. Here sê vir baie dankie vir skryf aan, dit is 'n spesiale tyd van ons gemeente. Ek wil u ook vra, sal jy asseblief mooi dophou op die VEK lidmaat groep. En groep ook vir Felix, vir voorbereiding vir ons Kersfees, soos aan en bid, doen ons 'n bietjie moeite. Want ons is lief vir mekaar en ons wil het spesiaal maak. So ons trek bokse, ons slaan bokse op, ons trek dit oor, ons met die beerkor gebruik, die spesiale redes, en ons het hulp nodig. So as jy kan help, stuur op vir my boodskap en sê, Amelie, ek kom help jou. Wat bring ek, wat doen ek? En ons gaan skrikkelik wees. Ek is môre van 9 uur in die oggend tot 7 uur in die avonduur en dinsdag dieselfde. So as daar iemand is wat iewers 'n lofstytjie wat wil kom help met die boks of wat kan oortrek, is welkom. Die van die wat ek weet wat nie kan nie iets gesondheidsredes en moeilike omstandighede, die bid daar by die huis met die biblioteek. Verstaan, so help ons mekaar. Dat nie almal kan alles doen, maar almal kan iets doen. Al is dit gebed wat belangrikste is. So kyk asseblief na die reeks op die groepie, dit sal kosbaar wees as u vir ons kan kom aan sê baie dankie en dan weet maar dat die kom sodat u kan gereed maak. Groot waardering vir almal se belangrijk. Kom ons staan en ons gaan afsluit met 'n liedjie verklaring wat sê ek en my huis het 'n besluit geneem. Ons sal nie en musies, dis in die tyd om tiende uit te haal, die offerande uit te haal, nasie uit te haal, en ons gaan ook met ons offers nasional aan die Here sien. Here, baie dankie vir u woord, dankie vir die woordigheid, dankie vir ons gemeente, vir ons broers en sisterskap, dankie, Here, dat u die lekker was, ons saam met ons
saam vol verjaarsdag. Vandag, so op die Sondag, is dit Johannes wat verjaar. Dankie dat jy hier is en bedien op jou verjaarsdag, Johannes. Mag die Here jou ryklik seën en Annetjie verjaar. Baie geluk, mag die Here jou ryklik seën en deurdra. En Sally, jy sal goeie mense oordra, so dit vir Marietjie, sy verjaar ook vandag. Elke ander een, dit was verjaar, Koetser verjaar, môre. Daar is 'n rompkant op, maar mag die seën van die Here op ons as geliefdes van die Here bly is. Vandag ek u die beste mense daai weer by die koffiestasie, die musiekspan, wikkel met daai koffie en ons kan begin met ons eigen sessie in die bidkamer so gou min. Baie dankie. Kom ons staan en so saam. Here, dit was goed om in die huis van die Here